Sedert die tuin van Eden het die leuen van die slang nie baie verander nie. Dit kom nog neer op dieselfde. Volg jou hart, leef jou begeertes uit, doen wat jou gelukkig maak, word die mens wat jy graag wil wees. Ook in ons postmoderne wêreld bly die insinuasie steeds dat God jou terughou van die lewe wat jy eintlik verdien. Hy hou jou weg van iets beter, hy hou jou weg van selfverwesenliking en ware geluk. Vandag, soos in die tuin van Eden, lyk die vrug wat ons begeer mooi en goed om van te eet. Maar wat as al die selfverwesenliking en geluk wat dit beloof om te gee, weer 'n keer vals is? Goeienaand, baie welkom by ons aandgodsdiens. Mag elkeen wat hierna luister, ook hierin die stem en die woord van die Here hoor vanaand. In Jesaja 55 vers 11 sê die Here: "So sal die woord wat uit my mond kom ook wees. Dit sal nie onverrigter sake na my toe terugkeer nie." Dit sê vir ons God se woord ontbloot die leuns wat ons harte so graag glo. Dit doen wat God gedoen wil hê in ons lewe en dit bring tot stand waarvoor hy dit stuur. Wanneer ons vanaand die woord van die Here lees en oordink, mag dit dan ook so wees in elkeen van ons se lewens. Kom ons lees dan uit 1 Johannes 2 vers 12 tot vers 17. Ek skryf aan julle my kinders omdat die sondes julle vergewe is om sy naam ontwil. Ek skryf aan julle vaders omdat julle hom ken wat van die begin af is. Ek skryf aan julle jong manne omdat julle die bose oorwin het. Ek skryf aan julle kinders omdat julle die Vader ken. Ek het aan julle geskrywe vaders omdat julle hom ken wat van die begin af is. Ek het aan julle geskrywe jong manne omdat julle sterk is en die woord van God in julle bly en julle die bose oorwin het. Moenie die wêreld lief hê of die dinge wat in die wêreld is nie. As iemand die wêreld liefhet, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. Want alles wat in die wêreld is, die begeerlikheid van die vlees en die begeerlikheid van die oë en die grootsheid van die lewe, is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld. En die wêreld gaan verby en sy begeerlikheid, maar hy wat die wil van God doen, bly vir ewig. Tot sover uit die woord van God. In hierdie gedeelte waarsku Johannes gelowiges om nie weer te val vir die oudste leuen in die wêreld nie. Daardie leuen dat God iets goeds van ons terughou of weghou en dat die ware en gelukkige lewe net buite sy woord en sy wil gevind kan word. Hy sê hier vir die gelowiges, moenie die sondige wêreld en die dinge van die wêreld lief hê nie. Nou met die wêreld bedoel Johannes nie God se skepping of die mense wat daarin woon nie. Hy praat bloot van 'n manier van dink en leef wat God uitsluit en wat ons leer om ons geluk of ons identiteit, ons veiligheid in geskape dinge te gaan soek. Dit is dieselfde leuen waarmee die slang die mens destyds in die tuin van Eden verlei het. God het sy woord aan hulle gegee, hy het vir hulle gesê wat goed is, en hy het vir hulle gesê wat tot die dood sal lei wat hulle nie moet doen nie. En toe kom die slang en hy maak God se woord verdag. Hy maak God self verdag. God weet julle oë sal oopgaan, het hy vir hulle gesê. Hy weet julle sal soos hy wees en hy wil dit nie hê nie. Dink maar 'n bietjie mooi daaroor, besluit maar self. Word self die maatstaf van reg en verkeerd. Met ander woorde, God beperk julle. Hy wil julle terughou in die lewe. Vat julle self en eet, besluit julle self. Word hierdeur die mense wat julle dink julle verdien om te wees. En nou sê Genesis 3 dat Eva gesien het dat die vrug goed was om van te eet, dit was mooi om na te kyk, en sy daardie kennis wat dit kon gee, soos wat die slang beweer het sy begeer.
Johannes beskryf hierdie selfde begeertes by ons, wanneer hy praat van die 3 dinge wat ons in die lewe moet vermy. Die eerste is die begeerte van die vlees. Daardie begeertes wat sê, ek wil iets hê, ek moet bevredig word. Dit is wanneer my drange, my gemak, my genot belangriker word as my gehoorsaamheid aan God. Nou die probleem is nie dat ons behoeftes het en dat ons begeertes het nie. Die probleem is wanneer ons sê, ek het begeertes en daarom moet hulle vervul word. Ek begeer dinge en daarom moet ek dit kry. Hy waarsku verder teen die begeertes van die oë. Daardie begeerte wat sê, ek sien dinge, ek wil dit hê. Die oog sien, die hart begeer, die hand neem. En so gaan dit in ons lewe en in ons wêreld. Ons sien baie keer dinge wat beter is as wat ons self het. Ons vergelyk ons lewe, dit wat ons het, met die lewe van ander mense en wat hulle het. Ons raak ontevrede. Ons begin dink iemand anders se huis, sy huwelik, as ek maar net dit gehad het. As iemand anders se liggaam, se loopbaan, se besittings, dit sal vir my geluk gee wat ek kort. En dit is waarom die 10de gebod nie net vra, wat het jy gedoen nie, maar ook, wat het jy begeer? Dit sê, jy mag nie begeer nie. God kyk nie net na wat ons hande en ons monde doen nie, hy sien ook wat in ons harte aangaan. Hy sien wat ons lief kry in ons harte en dat dit baie keer 'n groter liefde is as die liefde vir hom en sy woord. Dan in die 3de plek waarsku Johannes teen wat hy noem die grootsheid van die lewe. Dit is daardie lewenshouding wat sê, ek moet groot en belangrik wees. Ek moet dinge bereik wat groot is. Ek moet suksesvol wees. Ek moet bewys dat ek iets bereik het. Ek moet erkenning kry daarvoor. Vandag word identiteit baie maklik aan jou sukses verbind. Jou waarde lê baie keer vir mense in jou posisie, in jou inkomste, in jou besittings, jou invloed, die beeld wat ander mense van jou het, dit wat hulle van jou dink. Sukses word nie meer net iets wat jy bereik nie, dit word wie jy is. En dan moet jy aanhou presteer, jy moet aanhou wys, jy moet aanhou om die leer te klim in die lewe. Baie keer ten koste van jouself, ten koste van jou gewete, en dan veral ook ten koste van jou gehoorsaamheid aan God. Dit gebeur wanneer ons as gelowiges perspektief verloor. En daardie perspektief verloor ons wanneer ons vergeet wie en wat ons in Jesus Christus is, wat ons ware identiteit is. Ja, jy oorwin nie daardie begeertes deur bloot harder te probeer om beter te leef nie. Jy oorwin dit deur te onthou wie en wat jy in Christus is. En daarom voordat Johannes sy lesers waarsku teen 'n liefde vir die wêreldse dinge, herinner hy hulle heel eerste aan wie hulle deur die genade van God is. Hy sê vir hulle, ek skryf aan julle, my kinders, ek skryf aan julle vaders, ek skryf aan julle jong manne, want julle sondes is ter wille van Christus se naam vergewe. Dit is vir hom die beginpunt van alles. Julle ken die Vader, hom wat van die begin af is. God se woord bly in julle. Julle het die bose oorwin. Hier begin alles vir hom. Hulle hoef nie deur die wêreld te word wie hulle behoort te wees nie. Hulle is dit klaar. Hulle het dit klaar in Jesus Christus geword. Hulle het nie nog besittings en prestasies en nog erkenning nodig nie. Wie hulle moet wees, wat hulle moet wees, die volheid van die lewe wat hulle moet hê, dit het hulle klaar in Christus. Daarom kan hulle die wêreld weerstaan en kan hulle fokus op God en sy woord, waardeur hulle die bose kan oorwin. Daar in die paradys, as jy terugdink, is die woord van God verdring deur die leuns van die slang. God is verdag gemaak. Maar nou sê Johannes, die woord van God is hier by julle, dit bly in julle. Daarom kan julle die bose oorwin. Johannes gee ook 'n ander perspektief en 'n beslissende rede waarom ons nie ons harte aan die wêreld moet gee nie, iets wat ons ook baie maklik vergeet. Hy sê, die wêreld
en sy begeertes gaan verby. Genot vervaag, besittings vergaan, sukses word baie keer vergeet of verloor, aansien verdwyn, die lewe waaroor ons so graag beheer wou hê, glip deur ons vingers, veral wanneer ons ouer word. Maar die mens wat God se wil doen, sê hy, bly vir ewig. Dit beteken nie dat ons die ewige lewe deur ons eie gehoorsaamheid verdien nie. Johannes het mos nou klaar gesê dat ons sondes ter wille van Christus vergewe is. Maar die doen van God se wil is die nuwe rigting wat die lewe inslaan van 'n mens wat aan die Vader behoort. Toe Jesus op aarde was, het hy dieselfde dinge geleer toe hy gesê het: "Maak vir julle skatte in die hemel bymekaar, waar mot en roes dit nie kan verniel nie." Dit beteken lewe vir die dinge wat ewigheidswaarde het. Fokus jou op dinge wat ewigheidswaarde het. Soek God se koninkryk. Gebruik sy gawes met dankbaarheid, ja, maar moenie van hulle jou God maak nie. Laat jou sukses, jou besittings, jou begeertes nie bepaal wie jy is nie. Jou identiteit lê nie in jou besittings of in jou status of in hoe mense jou sien nie. Jou identiteit lê in Christus. Vir ons wat in hierdie tyd leef, wil hierdie gedeelte uit Johannes dan ook sê, moet nie die oeroue leuen van die slang glo en jou hart gee aan 'n wêreld wat jou alles beloof, maar wat self verganklik is en sal verbygaan nie. Nee, in Christus alleen ontvang ons wat die hele wêreld ons nie kan gee nie. Vergifnis, gemeenskap met die Vader, die ewige lewe. Amen. Kom ons bid nou saam. Here, wanneer ons vanaand voor U buig, kom ons nie met skoon gewetens nie. Ons weet hoe sterk die wêreld ons lok en ons weet hoe maklik ons daaraan toegee, aan die begeerte om meer te hê, om ons sondige begeertes te bevredig, om erkenning te ontvang, om indruk op ander mense te maak, asof enige iets wat die wêreld bied, ooit groter en heerliker kan wees, as dit wat ons al klaar in U het. Dankie Here dat ons ware identiteit nie lê in wat ons besit, of in die titels wat ons dra of wat ons bereik het nie, maar in U wat ons noem kinders van die Allerhoogste, mense wat in Christus vergifnis ontvang het, mense wat U ken, in wie U woord bly, mense wat deur U geken word. Vader, gee dat ons deur die krag van Christus en deur die werk van U Gees die sondige begeertes van ons harte sal weerstaan en ons aan U wil sal onderwerp. Laat ons leef vir dit wat ewig is en laat ons ons rus vind in U wil en in U teenwoordigheid. In Jesus naam. Amen.